Goeiemôre al my Christenvriende, Afrikaans sprekende Christenvriende. Ek wil vanoggend met u gesels. Na aanleiding van 'n videogreep wat ek gekyk het op Facebook en ek is getag in die videogreep van 'n baie bekende Afrikaanse gospelsanger wat nou oor eindtyd praat en definitiewe uitlatings maak oor die 21ste en die 22ste September definitief van hierdie jaar 2025 gaan die wegraping plaas, want hy is so seker daarvan hy kan sy kop op 'n blok sit. En ek praat met alle Afrikaans sprekende Christene wat sê, liewe Jesus is my koning, hy bly in my hart. Ek wil met almal van u gesels. En ek wil jou net 'n tipe van 'n vraag vra en ek wil vir jou sê, oorweeg die moontlikheid. Jy sê nie moet my glo nie, ek sê, oorweeg die moontlikheid dat dit wat ons geleer is al die jare nie so reg is soos wat ons geleer is nie. Jy sien, ons loop progressief met ons, soos wat die lewe aangaan en ons in die woord ingaan, dan kom daar baie meer openbaringe na ons toe. Die Gees van God maak vir ons die woord oop. Dan sien ons goed wat mense wat gister gekyk het nie gesien het nie. En wanneer ek die openbaring kry en ek het die openbaring vir myself deurgewerk en ek verstaan dit, dan kan ek gaan sit en ek kan dit op van die platform af kan ek dit uitlê en weergee sodat ander mense dit ook dalk kan verstaan. OK. So ons noem hierdie lerings waarvan hierdie persoon praat, leer ons die lering van dispensasies. En baie bekende TV-evangeliste en predikers en ouens wat prominente boeke geskryf het, is ouens wat hierdie goed preek, en dan natuurlik het hulle volgelinge, en hierdie persoon is een van hulle, hy volg hierdie, dit is nou ouens soos John Hagee, daar's 'n klomp van hulle, wat baie prominent is, wat boeke geskryf het oor die bloedmane, en oor die rooi koei, the red heifer, maar ek kan nou nie so vinnig op, maar daar's 'n paar van hierdie ouens, en hulle preek hierdie dispensationalisme, preek hulle, die lering van dispensasies. En baie ernstige studente in die laaste 15-20 jaar het na vore gekom en die leerstellings van dispensasies kom weer lê uit die skrif uit. En hierdie goed lê die internet voor. Ons sit vandag in die era waar jy op die internet kan gaan kyk en niemand probeer jou oortuig nie. Soos wat ek gesê het, oorweeg die moontlikheid.